Ja, baie dankie vir die geleentheid om oor die jeugnavorsingsprojek te praat wat gedoen is oor so 'n tydperk van, wel, die beplanning was so 2 jaar lank gewees. Uiteindelik het die navorsing 'n maand geduur. Ons het vir jong mense in Suid-Afrika, kerkgaande jeug gevra hoe hulle oor kwessies van geloof, die land, kultuur, hulle gewoontes, al daardie goed, hoe hulle daaroor dink, eintlik profiel en persepsie getoets. Met ander profiel, hoe is hulle lewens, persepsie, wat dink hulle oor die lewe, oor kerk ensovoorts. Die navorsing is gedoen op 'n gelykansige manier, het ons jong mense tussen 16 en 35 jaar oud, wat die amptelike ouderdom vir jeug in wêreldwyd is, het ons gevra, die keuse is gemaak op so 'n wyse dat dit oor die hele land en al die provinsies gedoen is. So daar was nie 'n voorkeur in terme van wie ons graag wou vra nie. Dis volledig deur 'n maatskappy hanteer wat die navorsing op so 'n manier gedoen het. En ek wil graag vir julle die resultate van hierdie navorsingsverslag voorhou. Miskien net voor ons begin wil ek sê, ons weet hoe hierdie jong mense gedink het wat aan die navorsing deelgeneem het. Ons kan nie vir algemeen net sê, dis hoe alle jong mense dink nie, maar dis die beste navorsing wat ons ooit in Suid-Afrika het oor hoe kerkgaande jong mense dink. En daarom, hoewel ons dit nie kan veralgemeen nie, dink ek gee dit vir ons wel 'n venster waardeur ons kan kyk na jong mense se lewens. En so ek wil asseblief vra dat julle nie vandag sê, dis hoe alle jong mense dink nie, dis hoe hierdie jong mense dink, en ek dink dit gee vir ons bepaalde riglyne oor, en miskien ook 'n projeksie op, dit is hoe 'n klomp ander mense, jong mense mag dink, wat ons in die gemeentes mee te doen het. Gesinne en vriendskap, ek gaan enkele van die resultate gaan ek met julle deel. Hou net in gedagte dat dis statistiek, en statistiek is mos 'n gevaarlike ding. Statistiek sê 'n bed is die gevaarlikste plek om op te wees, want dis waar die meeste mense doodgaan. Agter elke brokkie statistiek lê daar 'n versigtiging om dit te interpreteer. En agter hierdie statistiek, hierdie navorsing, lê daar 'n verhaal, 'n ongelooflike belangrike verhaal opgesluit. En ek wil vra dat ons na die eerste gaan kyk. Is dit groot genoeg? Kan almal dit lees? Die gesinsprofiel en persepsies, daar kan julle sien 40% getroud, 34% enkellopend, 10% was in 'n verhouding, 4% verloof, 5% woon saam met 'n lewensmaat, 1% is geskei. Dadelik sien ons dat dit nie heeltemal verteenwoordigend is van die land se profiel nie. 24% het 1 of meer kinders, 87% dui aan dat hulle ouers, voogde, gelukkige huwelike het, 91% ervaar hul huidige familieverhoudings positief, 75% van diegene wat uit hersaamgestelde gesinne kom, dui aan dat hulle goed oor die weg kom met mekaar, want diegene wie se ouers geskei is, sê 67% te negatiewe invloed op hulle lewe gehad. Wat sien ons dadelik hier? Die jong mense wat deelgeneem het aan hierdie studie, is oor die algemeen, lyk dit vir ons redelik gelukkig. Kom uit goeie omstandighede uit. Ek dink baie beter omstandighede as wat die gemiddeld weer eens in die land is. Toe ek pas 'n dominee geword het ek amper nie geweet wat met iemand te doen wat gelukkig is nie. Ek is so opgelei om mense te help wat probleme het, dat as jong mense gelukkig is, weet ek wat met hulle te doen nie. Ek sniffel en sê, huil 'n bietjie, of wys my jou trane. Deel met my jou hartseer, en weet ek kan ten minste met jou daaroor praat. En ek dink die kerk, jy het gepraat van, ons het te min vreugde. En die tema wat nou herhaal in 'n paar gesprekke wat ek bygewoon het met sprekers. Ek dink ons het in die kerk dikwels fokus ons te min op die vreugdes van familie wees, die vreugdes van jonk wees, die vreugdes van kerk wees. En die boek se naam uiteindelik wat gepubliseer is, sy tema is skokkend positief. Want ons het so gewoond geraak aan al die ellende en hartseer stories. En ons het so gewoond geraak dat ons dink jong mense is kwaad vir die kerk en ongelukkig, hulle wil nie daar wees nie. Die navorsing van aktiewe kerkgaande jong mense het vir ons op die teendeel gedui. Sê nie daar's nie probleme of bekommernis nie, maar daar's so baie wat ons positief op kan fokus. Terloops, ons is nou besig en sien volgende week weer die span. Ons is nou besig met die tweede beplanningsfase om met jong mense te praat wat die kerk, wat buitekerklik is en reeds die kerk verlaat het. Wat die persoonlike geloofslewens van respondente betref, dis nie goed wat 'n ou baie keer nie sien nie.
Dis die goeders wat jy eintlik nie in jong mense raak sien nie. 46% lees minstens 1 keer per dag Bybel, 27% 2 tot 5 keer per week, en 26% ongereeld of nooit Bybel nie. Een uit elke 4 jong mense wat aan hierdie studie deelgeneem het, sê, hulle lees ongereeld of nooit Bybel nie. Aktiewe kerkgaande jong mense. 73% bid minstens 1 keer per dag, 18% 2 tot 5 keer 'n week, een uit elke 10 bykans 1 keer of minder as dit per week. Bykans 80% dui aan dat na belydenisaflegging hulle steeds betrokke is by geloofsvormende aktiwiteite, nie net eredienste nie. 96% beskou hulle doop as betekenisvol. Sal net nou terugkom na hoeveel ouers met hulle kinders oor die doop praat. Onthou 'n bietjie hierdie statistiek. Byna al die respondente bely dat Jesus Christus die Here van hulle en verlosser van hulle lewens is. 96% dui aan dat geloof 'n verskil maak in hulle daaglikse lewe. 87% voel dat hulle verhouding met God die belangrikste verhouding in hulle lewe is. 95% ervaar God in hulle daaglikse lewe. 98% dat God hulle met 'n doel geskep het. 98% hulle verhouding met God gee hulle hoop. 90% dat jy jou godsdienstige oortuigings met ander kan deel. 80% sê hulle geniet dit om hulle geloof te deel. So ons net nou na kerkbywoning kyk, na die statistiek. Hou hierdie in gedagte. Daar is 'n verskil tussen die hoeveelheid kere wat hulle kerk toe gaan en hulle spiritualiteit. Enorme verskil. Ons moenie in die feit dat jong mense minder en minder kerk toe kom, verwar met dat hulle is minder gelowig nie. Goed, hou daai in gedagte. Hou daai in gedagte as ons vra, waar kan die kerk se invloed in jong mense se lewens uitgebrei word? As ons sê, ons het 'n rol om te speel, ons sal nou sien die kerk word baie positief beleef, ons het 'n rol om te speel in jong mense se lewens, is die vraag, waar is die ontmoetingsplek as hulle so min kerk toe kom? Is daar ander ruimtes, is daar ander ontmoetingsruimtes? Is dit dalk in virtuele ruimtes? Dis 'n belangrike vraag. Geloof en moraliteit, weet al hulle geloofstorie met jou gedeel, die jeugnavorsingsprojek in Amerika, wat oor 'n klomp jare geduur het, die boek se naam is Soul Searching, terloops aan daai advertensie, een of ander advertensie, dan gaan jy ou so op 'n spiritual quest, en dan lees hy die boek Soul Searching, en ek julle aap, jy moet net die boek gelees het, gaan nie oor Soul Searching, gaan oor jong mens bediening, julle net die inhoud lees, maar in elk geval, Soul Searching en Ken Dahdien se boek Almost Christian, sê vir ons dat diegene wat meer geneig is om oor hulle geloof te praat en 'n pad in die kerk te stap, is die jong kinders wat iemand na in hulle se geloofstorie gehoor het. Nie 'n kategese klas nie, het jy al die geloofstorie van jou pa of ma of iemand na in jou gehoor? Geloofstories is wat mense oortuig en jong mense. Meer as 'n les. So weet hulle geloofstorie met jou gedeel, bykans 60% 'n vriend of vriendin. Ons moet altyd oor die vriende se invloed. Maar bykans 60%, pa baie laer en die dominee 46% gesê hulle het al die dominee gehoor. Geloofstorie deel. Ek dink 'n bietjie predikante aan die temas wat ons oor hoe ons preek. Ons is geleer jy preek so onpersoonlik as moontlik daaroor die Bybel. En dit lyk vir ons wat jong mense baie meer oortuigend maak, is dat jy jou storie deel. Elsabeth het haar storie gedeel van haar seun, en sy het bepaald daardeur geloofwaardigheid verkry vir 'n klomp van ons, en sy weet waarvan sy praat en het ervaring. Vriendskap, 97% dui aan dat hulle egte vriende het. Wat is die eerste vraag wat kinders vra as jy 'n kamp reël? Wie gaan nog? Wie gaan ook? Nou ons doen jy alsit klomp moeite met ons bemarking oor ander goed. As jy daai vraag kan beantwoord, jy daar. 93% verskil van die stelling dat hulle naaste vriende 'n slegte morele invloed op hulle het. Die meeste sê my vriende het goeie invloed op my. Weet nie of ons daarmee gaan saamstem as ouers noodwendig nie, maar dis wat hulle dink. Soos die ondersal blyk, speel vriende 'n veel kleiner rol in geloofsvorming as ouers en grootouers. 95% dui aan dat hulle naaste vriende gelowiges is. Meeste respondente is oorwegend positief oor die kerk. 42% woon elke Sondag 'n erediens by. Goed, daar's wat ek nou gesê het. Hulle is baie diep spiritueel, maar nie groot op kerk toe gaan op Sondag nie. Hierdie is aktiewe, kerkgaande jong mense. Goed, 42% sê hulle gaan elke Sondag kerk toe. 90% dui aan dat hulle minder as 2 keer, met ander woorde, 1 keer of minder. 1 uit elke 15er sê 1 keer en minder per maand gaan ek kerk toe. 50% is naas die erediens ook by ander aktiwiteite betrokke.
66% dui aan dat sondagskool hulle geloof laat toeneem het. So met ander woorde, 2/3 van jong mense sê, katedese het 'n groot rol in my lewe gespeel, in my geloofstoename. Ons moet ook vra, hoekom het 1/3 gesê, dit het nie? Ons moet daai vraag beantwoord. 88% openbare belydenis van geloof is vir hulle belangrik. 87% sê, preke by die kerk help hulle met hulle persoonlike geloofsvorming. Dit is al goed om te weet, al die dominees hier en die ouens wat preek, jou preke maak 'n verskil in die meeste jong mense se lewens. 74% stem saam dat daar aspekte in hulle lewens is waarvoor hulle die kerk se hulp nodig het. Hulle het die kerk se hulp nodig. Deelnemers het gevra, wie die grootste rol in jou geloofsvorming gespeel? En daar's 2 vrae gevra. Deur die jare heen en wie op die oomblik speel die grootste rol? En daarso is die resultate. Grootste rol in die verlede, deur die jare heen, en wie in die huidige omstandighede speel die grootste rol? Ma 81%, ma 81, pa 66, predikant 44, grootouers, vriendin, lewensmaat, kategeet. Kyk waar's jeugwerker. Wat doen gemeentes? Sê, kom ons kry net 'n jeugwerker. Kom ons kry net 'n jeugwerker om hierdie jong mense aan die gang te hou. Waar moet kerke hulle energie fokus? Waar moet ons as gemeentes die grootste deel van ons energie fokus? Kategese het ons gesien is belangrik, is ongelooflik belangrik. Moenie dit onderskat nie. Maar as ons met kategese nie gelykwaardig gaan aandag gee in die huisgesin en rol wat pa en ma, grootouers speel nie. Kyk die rol wat ek meen 30% van hulle sê 'n vriend en vriendin het 'n groot rol gehad in my geloofsvorming. Maar kyk in die huidige omstandighede. Nou is die kinders al sê, okay, nou is ek uit die huis uit, die meeste van hulle sê, wie het nou die grootste rol gespeel? Dit is eintlik scary, maar die dominee speel nog steeds 'n baie groot rol in hulle lewe. Maar pa nog steeds van die grootste rolle. Maar interessant, die lewensmaat het skielik opgekom. En mense sou nogal kon dink dat by diegene wat getroud is, sou dit die grootste rol speel in hulle lewe. My lewensmaat is nou my primêre spirituele mentor of geloofs vernoot. Waar kan ons aan werk rondom huwelike? Ons praat oor egskeiding. Ons probeer sodat mense by mekaar bly. Die vraag is, hoe kan ons mense help om 'n gesinsspiritualiteit, huweliksmaats, om 'n gesinsspiritualiteit te ontwikkel? Goed. Ek wil net teruggaan en sê, kategee, dit lyk nou 20%, lyk nou min. Dit lyk, wat is ek nou as kategeet? Die punt is, 1 uit elke 5 jong mense sê, my kategeet, te midde van al hierdie mense, enorme rol in my geloofsvorming nog steeds gespeel. Goed, nou sien ons ouers speel die grootste rol. Die vraag is gevra, so wat se geloofsvormende gewoontes is daar? Gereelde huisgodsdiens, 41%. Ons bespreek geloofskwessies, 65%. My ouers praat my oor die doop, 19%. Die oorgrootste meerderheid, amper 100% het gesê, my doop het 'n enorme rol in my lewe gespeel. Wie van ons ouers praat met ons kinders oor die doop? Baie min. Oor my geloof, en ek is op geen manier, 1 uit elke 10 jong mense, by geen geloofsvormingsaktiwiteite nie. Hoe effektief is die kerk in die bediening aan jong mense? 67% het gesê, die kerk bedien my binne my huidige lewensfase. Hoewel die meerderheid jong mense die kerk self positief beleef het, 70% gevoel, die persepsie dat die samelewing die kerk as veroordelend beskou. 90% voel die kerk behoort in openbaar standpunt in te neem oor wat reg en verkeerd is. Gevra of die kerk 'n plek is waar Sondag veilig voel, het 60% nee gesê. Daarenteen het 90% saamgestem dat die kerk 'n plek is waar gebroke persone ondersteuning kan vind. Jong mense sê, die kerk voel vir hulle, die kerk sê, as jy sonde gepleeg het, is jy nie welkom in die kerk nie. As jy per ongeluk iets oorgekom het, is jy fyn. Dan kan hier is jy welkom. Maar sondaars, hou verby. Hier is jy nie welkom nie. Ons het in hoe ons praat, hoe ons preek, het ons 'n paar vrae vir onsself te vra. 55% van jong mense het in hierdie ondersoek het gevoel dat jong mense nie geraadpleeg word by belangrike besluite in die gemeente nie. Hoe lyk die vergadering waar bedieninge beplan word? Dis ouderlinge vergaderings waar die meerderheid van die mense 60 jaar of ouer is. Jong mense sê, ons word nie geraadpleeg oor hoe bedieninge in die gemeente moet lyk nie.
Hoe kan ons dit regkry om jong mense te betrek? Ons het nou die hele oggend gehoor, hulle wil ernstig opgeneem word. 73% voel dat ouer lidmate by die kerk vir hulle omgee. Ek dink 'n baie mooi getuienis is, ons hoop dat dit selfs hoor kan wees. Hierso is belangrik, so dat 57% van die deelnemers dui aan dat hulle al aan seksuele aktiwiteite deelgeneem het. Wie van ons praat by die kerk so genuanceerd, dat jy net sê, seks voor die huwelik nie, maar seksuele aktiwiteite? Is nie 'n baie genuanceerde gesprek waarin die kerk val nie. Alsou is gemakliker daaroor te praat as die meeste van ons. Ons sal nou kyk in die statistiek, jong mense het nodig om hieroor begeleid te word. Kyk 'n bietjie hierso, 29%, 57% van deelnemers dui aan dat hulle al seksuele aktiwiteite deelgeneem het binne 'n gevestigde verhouding, 29% buite 'n gevestigde verhouding. Aktiewe kerkgaande jong mense. Bykans 30% sê hulle het gevroetel met iemand buite 'n gevestigde verhouding. Tong in die long en meer. Wat seksuele gemeenskap betref, het 36% van die respondente voorheen binne 'n gevestigde verhouding en 14% buite 'n gevestigde verhouding seks gehad. 15% van kerkgaande jong mense het 'n one-night stand gehad in hierdie ondersoek. Meeste respondente is eksklusief, bykans almal het aangedui dat geloof die basis van hulle romantiese verhoudings is. Goed, jeugkultuur. Meeste jong mense maak gebruik van sosiale media. Daar kan julle sien, wat is dit wat die jong mense gebruik. 87% dui aan dat die kerk sosiale media aan hulle bediening moet gebruik. Hoeveel gebruik ons dit op die oomblik? Jakens, dominees? Is daar 'n manier? Hierdie is vir ons, persoonlik my gemeente waar ons nou is, die volgende jaar 'n fokusarea waar ons ongelooflik baie energie en hulpbronne gaan spandeer om hierdie bediening in plek te kry. Risikogedrag. 11% het al met dwelms geëksperimenteer. 11% van kerkgaande jong mense. 2% gebruik gereeld dwelms. 8% het hulself al met opset beseer. Bykans 1 uit elke 10 jong mense het hulle self al met opset beseer. 25% het alkohol misbruik. 1 uit elke 4 jong mense in gemeentes. 18% rook tabak, 14% die waterpyp. Ook die pyp, skelm om die hoek. 94% meen dis onaanvaarbaar om pornografie te kyk, tog kyk 14% op die internet en 11% op hul selfoon na pornografie. 24% voel dat dwelmgebruik per geleentheid aanvaarbaar is. Ons gaan nou kyk na risiko's. Ons is bekommerd dat ons jong mense in 'n hijacking of in 'n rooftog doodgaan by die huis of trauma beleef. Soos nou kyk na die statistiek, is dit baie laer as wat ek gedink het. Hier sit ons met ons kinders, ons dink die wêreld gaan 'n verskriklike skade berokken. 1 uit elke 4 jong mense sê, ag, dis okay om per geleentheid dwelms te misbruik. Ons is dalk in onsself ons eie grootste vyand. En nie die terroriste of die kriminele nie. Hierso is skokkend. 25% van die respondente, by 25% kom depressie voor. So ons sit met die kinders in ons klas en ons praat met hulle oor Jesus en Moses en hoe God lank terug by hulle was. En daai kind sit in jou klas en hulle worstel met depressie. 12% ervaar depressie in so mate dat hulle funksionaliteit beïnvloed. 3% kry professionele hulp. 7% gebruik medikasie daarvoor. 94% dui tog aan dat hulle gelukkig is. So, dis 'n vreemde wêreld. 20% sê hulle gesinssituasie veroorsaak spanning en 20% dui aan dat hulle nie 'n gesonde dieet volg nie. Trauma, 19% was al in 'n situasie waar hulle vir hulle lewe gevrees het, 2% is verkrag. Dis baie laer as die land gemiddeld. As jy kyk, 5% seksueel misbruik. Ons hoor die statistiek, 1 uit elke 4 meisies, 1 uit elke 5 seuns daar rondom is gemolesteer. So, te midde van al die statistiek wat so skokkend positief is, moet ons vir onsself vra, is dit beter in die kerk omdat mense gelowiges is? Help die kerk mense in so mate dat mense wat daar is, se lewens regtig beter lyk? Of is die kerk 'n baie hoë drempel vir mense wat seer gekry het?
7% het al probeer selfmoord pleeg. 7% het al probeer selfmoord pleeg. Jong mense, wat se invloed het, wat se misdade is gepleeg teen mense na in hulle, huisbraak, bykans 50%, selfoondiefstal, 35%. Ou sou gedink het is andersom, nee, ek het gedink selfoondiefstal is baie hoër. Kyk net hoe hoog is huisbrake. Diefstal, op een of ander manier, 28%, gewapende roof, bykans, wel, 27%. Ons op pad na 'n derde van ons jong mense, wat iemand na hulle het, wat deur 'n gewapende roof geraak word. Goed. Daar is die goeders wat jong mense mee worstel oor die land. Ek gaan nie nou daarby veel verder stilstaan nie. Dit is, in baie kort, is dit die jeugnavorsingsprojek se resultate. Ek het nou 10 temas wat in die boek hanteer word, saamgegooi en kortliks net daaroor gesê. Die boek is beskikbaar by Bible Media. Ek adverteer die boek nie omdat ons geld daar uitkry nie. Dit was 'n geweldige voorreg om vanuit die Hervormde Kerk daarvan deel te kon wees. Daar is videogrepe beskikbaar op YouTube. Ek wil vir Gerard vra om net vinnig die so 30 sekondes te speel en dan net te wys wat daarna gebeur. So in die begin, in 5 videogrepe deel ek die navorsingsresultate. In 'n minuut of 3 deel ons die navorsingsresultate op hierdie video en dan is daar so weer daai liedjie wat speel en daarna vra ek 'n paar vrae en sê, wat beteken dit vir gemeentes? Die bedoeling daarvan was, ons het saam met Bible Media het ek dit opgeneem, die bedoeling daarvan was, dat julle as diakens, as jeugmentors, kategete, dominees, saam met julle ouens by die gemeente kan gaan sit en sê, kom ons kyk deur hierdie videogrepe en ons bespreek die temas wat daar ter sprake is. Dis in daardie trant dan waar 'n paar kritiese aspekte bespreek word van wat ons kan doen by gemeentes en die verskywing plaas te vind meer dalk na 'n gesinsgesentreerde gemeenteondersteunende model wat uiteindelik vir ons baie meer resultate kan lewer. Baie dankie dat ek met julle dit kon deel. Dankie vir die geleentheid. Ons het vir 16 tot 35-jarige kerkgaande jong mense gevra, hoe gereeld woon julle eredienste by? 42% van die jong mense het aangedui dat hulle elke Sondag eredienste bywoon. 19% het aangedui dat hulle 2 keer of minder per maand eredienste bywoon. En die helfte van hulle het aangedui dat naas kerk toe gaan, hulle by geen ander gemeenteaktiwiteite betrokke is nie. Die tweede vraag wat ons vir hulle gevra het is, wat is hulle belewenis van eredienste, wat is hulle belewenis van die kerk se invloed op hulle eie geloofslewe? 2/3 van jong mense het aangedui dat Sondagskool hulle geloof laat toeneem het. 66% het gesê is positief, maar ongeveer 1/3 van hulle het aangedui dat dit nie effek gehad het op hulle geloofslewe nie. 9 uit 10 jong mense het aangedui dat openbare geloofsbelijdenis vir hulle ontsaglik belangrik is. En dieselfde persentasie het gesê dat preke hulle help met fasette van hulle lewens en hulle die kerk daarvoor inderdaad nodig. 74% van die jong mense stem saam dat die kerk dit genoegsaam reg kry om hulle in hulle huidige lewensfase te bedien. En 3 uit elke 4 jong mense voel dat ouer lidmate by die kerk inderdaad vir hulle regtig omgee en dat hulle gewaardeerd voel by die gemeente. Te midde van positiwiteit van jong mense oor die kerk, is daar ook rede om kommer te wees. 60% van jong mense het gesê, die kerk is nie 'n plek waar sondaars tuis voel nie. Terwyl 90% gesê het, dat die kerk 'n plek is waar gebroke mense kan tuiskom en hulp kan ontvang. En net meer as die helfte van die jong mense, 55% voel, dat jong mense nie geraadpleeg word wat betref die bedieninge en ontwikkeling van die gemeente nie. Hulle voel met ander woorde, hulle word nie ernstig in ag geneem by 'n gemeente nie. Al die vrae wat ons tot nou toe gevra het, is eintlik antwoorde wat op 'n manier kan jy dit waarneem. Jy kan sien hoe gereeld hulle kerk toe kom of nie. Die volgende paar vrae oor die geloofslewe van jong mense, is daai gedeelte van geloof wat jy nie kan sien nie. Hoe lyk dit in die binnekamer van jong mense wat aktief meelewend deel is van die kerk?
99% bely dat Jesus Christus die Here en Verlosser van hulle lewe is. 96% dui aan dat geloof 'n verskil maak in hulle daaglikse lewe. 87% voel dat hulle verhouding met God die heel belangrikste verhouding van hulle lewe is. 95% ervaar God elke dag in hulle lewe. 98% voel dat God hulle met 'n bepaalde doel op aarde geplaas het. God het hulle met 'n doel geskep. En weer eens 98% sê hulle verhouding met God gee vir hulle hoop in elke dag se lewe. 90% voel dat 'n mens jou godsdienstige oortuigings openlik met ander mense kan deel en 80% dui aan dat hulle dit wel geniet om hulle geloof met ander te deel. 99% van respondente beskou hulle self as persone met Christelike waardes. 97% dat geloof in God hulle besluite elke dag positief beïnvloed. 75% dui aan dat die 10 gebooies hulle keuses direk beïnvloed en 97% meen die manier waarop jy leef het 'n direkte impak op die mense rondom jou. Waar plaas ons die vergrootglas wat betref die geloofslewe van jong mense? Die eerste aspek wat ons in gedagte moet hou is, ons moet die agenda verander. Ons praat so baie keer oor die negatiewe aspekte en ons het soveel rede om bekommerd te wees oor so baie dinge. Maar baie keer werk ons nie vanuit die kragveld van wel die positiewe dinge wat ons het nie. Daarom dink ek, ons kan in ons vergaderings, in ons ouerskap, in ons predikant wees, kerkrade se agendas, behoort ons op so 'n manier te praat dat ons die positiewe aspekte hieruit neem en sê, hoe kan ons nog meer in jong mense se lewens 'n verskil maak? Ons sien dat 66% sê, katedese het 'n groot verskil in my lewe gemaak. Kan ons katedese nog beter toerus? Kan ons stelsels in plek kry, geloofsmentors in plek kry, om die tyd wat ons wel het in jong mense se lewens maksimaal te benut? Waaroor ons moet nadink is 33% sê dit het nie 'n verskil gemaak in my geloofslewe nie. En ons sal verdere navorsing moet doen om te verstaan hoekom daardie jong mense dit nie beleef het nie. Ons kan onder gemeentes die geleentheid gebruik om vir jong mense te vra, vir die wat nie so 'n positiewe belewenis het nie. Wat is dit wat die kerk anders kan doen of meer kan doen om dit wel 'n positiewe belewenis te maak? Ek dink ons kan veral fokus op jong mense se positiewe belewenis van belydenisaflegging. Dit is 'n besondere geleentheid en ons weet dat sekere oorgangsoomblikke in mense se lewens, doop, huweliksvoorbereiding, belydenis van geloof, dat ons al daardie aspekte van verandering, 'n goue bruilof, wel kan gebruik om in mense se lewens oor die hele fase van hulle lewe uiteindelik 'n groot verskil te kan maak. Ons het te sê, veral in daardie brose oorgangstye van mense se lewens en tye van viering. Die tweede aspek wat belangrik is waaroor ons behoort te praat is, die frekwensie van erediensbywoning het verander. As jy vroeër jare vir iemand gevra het, gaan jy gereeld kerk toe? Sou 'n ja impliseer, ek gaan ten minste eenmal 'n Sondag kerk toe of selfs 2 maal op 'n Sondag. Uit hierdie navorsing blyk dit dat jong mense, indien jy sou vra, gaan jy gereeld kerk toe, sou sê ja, en daarmee bedoel 2 keer in 'n maand of selfs minder. Die probleem wat ons wel in die kerk dan daarmee het is, die kontakgeleentheid met jong mense is al hoe minder. Ons sien die helfte van hulle sê, na as erediensbywoning het ons geen ander kontak met die gemeente of met geloofsvormende aktiwiteite nie. En as ons daarmee sê dat jong mense gaan nie kerk toe nie en daarmee saam gee ons boedel oor want ons het nie meer invloed op hulle lewens nie, mis ons 'n belangrike geleentheid in jong mense se lewens. Ons sou die vraag kon vra, sou die kerk nader kon skuif aan die leefwêreld van jong mense? En daar dui byvoorbeeld 87% van jong mense aan dat die kerk meer gebruik behoort te maak van sosiale media. Die meerderheid van jong mense gebruik WhatsApp en Facebook en YouTube. En ons sou baie meer kon gebruik maak van daardie geleenthede. 'n Volgende aspek wat ek dink belangrik is waaroor ons die vergrootglas behoort te plaas is, jong mense voel hulle is nie deel van die gemeentelike bedieninge nie. Ons sal moet baie ernstig vra, die struktuur van gemeentes, die struktuur van ons vergaderings, die manier hoe ons byvoorbeeld kerkraad kies ensovoorts. Is dit op die oomblik op so 'n wyse wat jong mense eintlik uit die gemeente uit en die belangrike, wil ek sê die enginekamer van die gemeente, hulle nie daarbey betrek nie. Ek dink baie keer dink ons as gemeentes, as ons iets vir die jeug wil doen, vir jong mense, dan beroep ons 'n jong dominee en ons sê, hou die jong mense daar besig en moenie dat hulle die groot mense pla hier by die regte kerk nie.
Daardie is 'n aspek wat ons in ons gedagtes en in ons bediening baie ernstig moet aanspreek. Hoe gaan ons dit regkry? Om jong mense meer te betrek by die bedieningsbeplanning en die bedieningspraktyke van die gemeente, sodat hulle al meer deel voel, nie net van die besluitneming nie, maar ook van die uitvoer van die bedieninge van 'n gemeente. 'n Laaste aspek waaroor ons die vergrootglas kan plaas, is die vraag hoekom jong mense sê, die meerderheid van hulle sê, die kerk is nie 'n plek waar sondaars kan tuiskom nie. Maar as jy gebrokenheid in jou lewe ervaar, dan kan jy kerk toe kom. Of ons dit bedoel of nie, is die boodskap wat daar in die wêreld is, dat as jy seer kry per ongeluk deur die wêreld, dan kan jy kerk toe kom en die kerk gaan jou help. Maar as jy verkeerde keuses maak en jy pleeg sonde in jou lewe, dan gaan die kerk jou nie help nie. As dit die boodskap is wat ons wel verkondig, moet ons weet dat ons dan direk teenoor die boodskap van Jesus te staan kom, wat gesê het, sondaars, stikkende mense ook, maar sondaars en mense wat verkeerde keuses in hulle lewens maak, moet juis nader getrek word aan die koninkryk van God. En ons moet baie seker maak, as ons oor genade praat, dat ons nie genade uitverkoop aan 'n verdienstelikheid of iets soos dit nie. Ons moet baie seker maak dat mense wat ook verkeerde keuses maak, dat hulle nader kan staan aan die boodskap van genade, van redding en van heelwording. Ons het vraelyste vir jong mense gegee om in te vul, om beter te verstaan hoe hulle geloofslewens lyk en wie 'n rol gespeel in hulle geloofslewens. Ons het 2 vrae gevra oor wie die grootste rol in jou geloofslewe gespeel en wie speel op die oomblik die grootste rol in jou geloofslewe. 81% het gesê, deur die jare heen het my ma die grootste rol gespeel in my geloofslewe. 66% het gesê is my pa, 44% het gesê dis die predikant, 30% 'n grootouer en 29% het gesê 'n vriend. Daar is ook ander rolspelers wat jong mense aangedui het wat 'n groot rol gespeel het in hulle geloofslewe. 20% het aangedui dat dit die kategeet het 'n groot rol gespeel en 10% het aangedui dat die jeugpredikant 'n groot rol gespeel het in hulle geloofsvorming. Toe hulle die vraag beantwoord wie op die oomblik in jou huidige omstandighede daardie groot rol gespeel het, was ons verbaas om te sien dat 48% het aangedui dat dit die predikant is, inderdaad die hoogste een op die huidige stadium van hulle lewens. Ma 47%, pa 38%, lewensmaat 36% wat heelwat hoër is en 'n vriend of vriendin 36%. Dit is wat die jong mense aangedui het op die oomblik in hulle lewens. Watter persoon speel die grootste rol in hulle geloofslewe? Gegee die belangrikheid wat die gesin in jong mense se lewens speel en beide in die verlede en in die huidige omstandighede, is dit eintlik verbasend dat geloofsvormende gewoontes by gesinne so besonder laag is. En dis 'n aspek waaroor ons baie bekommerd behoort te wees. Gevra oor die verskeie gewoontes in hulle gesinne het hulle as volg geantwoord. 41% het gesê dat hulle gereelde huisgodsdienste hou verskeie kere per week. 65% het gesê ons bespreek binne die gesin bepaalde geloofskwessies. 1 uit elke 5 het gesê ja, my ouers praat met my oor my doop. 43% het gesê my ouers praat met my oor geloof. En 1 uit elke 10 het gesê op geen manier is hulle betrokke by geloofsvorming nie, wat die huis betref. Wat hulle persoonlike geloofslewens betref, het 46% gesê dat hulle 1 keer per dag Bybel lees, 'n kwart het gesê 2 tot 5 keer per week, en nog 'n kwart het gesê dat hulle nou en dan of nooit Bybel lees nie. 73% van die deelnemers het gesê hulle bid minstens 1 keer per dag, en 96% het gesê hulle beskou hulle doop as werklik betekenisvol. Waar kan ons wat geloofsvorming betref die vergrootglas plaas? Die boodskap het in die verlede, hier het in die kerk weer klink, dat ons eintlik vir ouers gesê het, help julle ons 'n bietjie met die baie groot rol wat gemeentes behoort te speel. En eintlik as ons mooi daaraan dink, het ons 'n gemeente gesentreerde, gesinsondersteunde
geloofsvormingsmodel gehad. Ons het eintlik vir ouers gesê, die kerk sal jou kind in die geloof grootmaak. Maak 'n doopbelofte, bring jou kind kerk toe en ons sal jou kind grootmaak in die geloof. Ons sien vandag nog hoeveel ouers inderdaad hulle kinders kom aflaai om net die katekese by te woon. As ons kyk na hierdie navorsingsresultate wat ooreenstem met navorsing wat wêreldwyd gedoen is, behoort ons eintlik die proses om te draai en te sê, as ons werklik 'n verskil wil maak in die geloofsvorming van jong mense, behoort dit 'n gesinsgesentreerde, gemeenteondersteunde bediening te wees. Ons behoort ouers toe te rus om huisgodsdienst te hou. Die laaste paar jare het verskeie studies aangetoon dat huisgodsdienst en etenstyd rondom die etenstafel 'n geweldige invloed uitoefen, nie net op die geloofsvorming van jong mense nie, maar op die geestelike welstand van jong mense, gesinskohesie en algemene welstand wat jong mense se lewens betref. En ons as gemeentes kan weer opnuut ouers bewus maak van die belangrike rol wat hulle speel en daar ouers toerus en sê, hoe hou ons huisgodsdienst? Ons kan hulle help met temas en preektemas en vanuit die prediking kan ons ouers help met bepaalde gesprekke, geloofsgesprekke, wat hulle inderdaad met jong mense by die huis kan voer. As ons dink oor die rol wat ouers speel in die geloofslewe van jong mense, behoort ons by die gemeente baie meer gebruik te maak van geleenthede om ouers toe te rus. Ons het baie keer die gebruik dat ouers drink tee en koffie en die jong mense moet in die katekese gaan sit om deur die geloof gevorm te word of in geloof gevorm te word. Ons kan die geleentheid gebruik om byvoorbeeld tydens katekese tyd ouers in gesprekke bymekaar te kry en sê, hoe doen julle dit by julle huis? Ons kan vanuit die gemeente kan ons 'n groot rol speel om ouers toe te rus om opnuut weer daardie rol te vervul in kinders se lewens wat dikwels inderdaad nie gebeur in die jong mense se lewens nie. Gemeentes moet pas op om nie dit wat die wêreld doen nog beter te doen nie. En dit is om die leefwêreld van jong mense en volwassenes nog verder te skei. As ons dink aan vandag se lewe, word jong mense en hulle ouers, voogde, groot mense, die hele tyd in die wêreld geskei. Ons gaan laai ons kinders vroeg by die skool af, ons kom weer laat aan tuis, en nou kom die kerk en hulle het ouderdomsspesifieke bedieninge. Van tyd tot tyd is dit heeltemal in orde, om sê maar 'n kinderdiens te hou ensovoorts. Maar as ouers die grootste rol speel in kinders se lewens, behoort ons by die gemeente eintlik baie meer intergeneratiewe bedieninge te hê, waar volwassenes en kinders bymekaar kan kom. Daar waar ouers nie die rol speel nie en nie bereid is om daai rol te speel nie, behoort ons geloofsmentors te hê by gemeentes. En miskien is dit ook hoekom predikante so 'n groot rol speel, om juist daardie rol te vervul, sodat ons jong mense se leefwêreld uiteindelik ook verweef met die leefwêreld van ouers en volwassenes wat vir hulle 'n voorbeeld kan wees van gelowiges, hoe ons geloof leef, hoe ons gebedslewe behoort te lyk en hoe ons die Bybel interpreteer deur elke dag 'n lewensetiek te ontwikkel wat ooreenkom met ons Christelike roeping. In 'n ondersoek na die romantiese en seksuele lewens van 16 tot 35-jarige aktiewe meelewende jong lidmate van die kerk, het ons vrae gevra oor die meer persoonlike saak waar mens gewoonlik nie vra nie en wat die kerk gewoonlik nie oor praat nie. En uit hierdie resultate is daar elemente waar die kerk baie ernstig moet besin en oor die leiding wat die kerk op die oomblik gee. Vir die doel van hierdie vraag moet ons 'n onderskeid maak tussen seksuele aktiwiteite, wat byvoorbeeld insluit wederwysige seksuele stimulasie sonder gemeenskap, en aan die ander kant dan seksuele gemeenskap, soos wat ons dit in die kerk baie keer eenvoudig oor praat. Toe ons vir jong mense gevra het oor hierdie aspek van hulle lewens, het 57% aangedui dat hulle al deelgeneem het aan seksuele aktiwiteite sonder gemeenskap in verhoudings waar 'n gevestigde verhouding bestaan het. 29% van jong mense het aangedui dat hulle deelgeneem het aan seksuele aktiwiteite buite 'n gevestigde verhouding. 36% het aangedui dat hulle voorheen wel in 'n seksuele verhouding was met iemand binne 'n gevestigde verhouding en soveel as 14% het aangedui dat hulle omgang gehad het met iemand buite 'n gevestigde verhouding. Waar plaas ons die vergrootglas oor hierdie belangrike aspek van jong mense se lewens? In die eerste plek moet ons sê, ons praat baie keer ongenuanceerd oor romantiese verhoudings. Die kerk sal baie keer die boodskap gee, seks voor die huweliks verkeerd. Maar jong mense het baie meer vrae daaroor.
Jong mense het vrae oor seksuele aktiwiteite en daardie tipe van vrae wat ek dink inderdaad soms moeilik is om oor te praat. Wat hierdie navorsing vir ons sê, is dat jong mense sukkel hiermee. Byvoorbeeld, 89% van jong mense het gesê, dis verkeerd om seks buite die huwelik te hê. En 14% het inderdaad aangedui dat hulle seks buite die huwelik het. En daardie aspek moet ons as gemeentes vir onsself vra, hoe kan ons op 'n meer genuanceerde manier uiteindelik praat oor seksualiteit? In die boek Skokkend Positief word die voorstel gemaak dat die kerk dalk ook van diep metafore gebruik moet maak. Ons dink aan byvoorbeeld die video's wat Rob Bell bekend gestel het in 'n boek wat hy oor seksualiteit geskryf het. Daar word baie meer genuanceerd gepraat oor seksualiteit en word daar as ware bepaalde waardes neergelê oor waar pas seksualiteit in 'n gelowige jong mens se lewe. Met ander woorde, nie net 'n waarskuwing wat moet nie gebeur nie, maar hoe leef 'n jong mens op 'n gesonde wyse hulle seksualiteit uit? Een uit elke 10 jong mense dui aan dat hulle al van tyd tot tyd met dwelms geëksperimenteer het. 2% sê dat hulle wel dwelms misbruik. 8% sê dat hulle self van tyd tot tyd met opset beseer. Een uit elke 4 jong mense sê dat hulle alkohol van tyd tot tyd misbruik. Een uit elke 5 jong mense sê dat hulle rook. 94% van aktiewe, meelewende kerklidmate sê dat dit verkeerd is om na pornografie te kyk, maar 14% sê dat hulle gereeld wel daarna kyk. Een uit elke 4 jong mense sê dat dit reg is om met dwelms te eksperimenteer. Waar plaas ons die vergrootglas wat hierdie sensitiewe saak betref? Kerke sal in die eerste plek moet begin om oor hierdie sensitiewe sake meer te praat. Oral in die wêreld is daar advertensies wat mense waarsku teen die misbruik van drank, die misbruik van dwelms. En tog is dit asof die kerk stil is oor hierdie belangrike aspekte. Die kerk sal in die eerste plek harder en duideliker moet praat hieroor en jong mense intrek in hierdie gesprek om begeleidend meer en 'n beter pad met hulle te stap, om met ouers 'n pad te stap, om hulle beter te begelei, om hulle kinders daarmee te kan begelei. In die tweede plek behoort die kerk baie nouer saam te werk met instansies wat fokus op dwelmmisbruik, drankmisbruik ensovoorts, en dat ons baie seker maak dat ons die beste kundiges op hierdie terrein kry om vir ons advies te gee en om ons te kan help om uiteindelik ook hierdie jong mense te kan begelei, voorkomend, maar ook 'n pastorale pad te stap wanneer hulle wel deur hierdie risikogedrag geraak word. In 'n landwyse ondersoek na die geloofslewens en die welstand van jong mense in Suid-Afrika, Afrikaanssprekende jong mense, wat aangedui het dat hulle aktief deelneem aan die kerk, het ons vrae gevra oor die welstand van jong mense se lewens. Ons was verbaas geweest, terwyl die res van die boek oor soveel positiewe aspekte welberiggewing doen, is hierdie een aspek waar kerke baie ernstig van notisie behoort te neem. 25% van jong mense word deur depressie geraak. 12% dui aan van hierdie jong mense wat depressie het, dat dit hulle lewens so raak dat hulle produktiwiteit, hulle slaappatrone en hulle gesondheid, hulle liggaamlike welstand regtig daardeur geraak word. 3% is so depressief dat hulle professionele hulp daarvoor benodig en 7% het aangedui dat hulle inderdaad medikasie daarvoor gebruik. Gegee hierdie agtergrond het 94% van jong mense aangedui dat hulle wel gelukkig is. Dis 'n aspek waar die kerk baie ernstig oor moet besin en hoe ons daarmee jong mense gaan bystaan. 1 uit elke 5 jong mense het aangedui dat hulle al in 'n situasie was waar hulle vir hulle lewe gevrees het. 2% het aangedui dat hulle verkragt is. 1 uit elke 20 jong mense het aangedui dat hulle al seksueel misbruik is. En 7% van jong mense het gesê hulle het al probeer om selfmoord te pleeg. Aktiewe, meelewende lidmate van die kerk. Waar plaas ons die vergrootglas wat hierdie
navorsingsresultate betref. Die eerste plek behoort ons die gesprek oop te maak. Ek dink baie van hierdie goed gebeur in die spreekkamers van sielkundiges. Dit gebeur in die geheim van mense se lewens en ons praat nie genoeg daaroor nie. Ons sal baie meer en duidelik moet geleenthede oopmaak waar jong mense hulle harte kan deel en waar ons inderdaad oor hierdie tema kan praat. Die tweede gedeelte waar ons die vergrootglas oor behoort te plaas is dat ons as gemeentes doelbewus programme in plek sal moet kry wat die pastoraat betref, om jong mense by te staan, of dit is omdat hulle deur depressie geraak word, en of dit is dat hulle geraak word deur seksuele mishandeling, het sy dit in 'n kindertyd gebeur, of het sy dit in verhoudings gebeur. Die kerk sal eenvoudig harder moet praat, en baie duideliker oor hierdie aspekte van jong mense se lewens rigting moet gee.